Vanoggend wil ek jou weer 'n bietjie terugvat na 'n kleintydbelewenis wat ek en jy en meeste van ons sekerlik almal beleef het. En dit is daardie lekker ding van trampolienspring. As daar nou een ding is wat my kleinkinders met hart, siel en longe geniet, is dit nou juist daardie ding van trampolienspring. Elke keer wanneer ons by 'n sekere restaurant gaan uit eet, dan mag daar nie geëet word voordat daar nie eers gespring is nie. Maar onthou jy hoe voel 'n mens wanneer jy klaar gespring het en jy's weer terug op moeder aarde? En dan spring jy op en af op die grond en nie op die trampolien nie, en dan voel dit vir jou, die aarde suig jou so vas. Met behulp van die trampolien het ek en jy die vryheid daarvan beleef om hoog in die lug ingeskiet te word, die vryheid van vlug so in die kleine te kon beleef. Iets soortgelyk het ons destyds in die weermag beleef met Buddy Petey. Jy draai jou makker en gooi hom soos 'n meelsak oor die skouer en dan moet jy hardloop met hom. Naderhand hardloop jy, maar jy kan nie meer hardloop nie. En dan sit jy hom neer. En wanneer jy hom neersit, is dit ewe skielik hierdie geweldige groot verligting. Dit voel inderdaad asof daardie spreekwoordelike berg van jou skouers af is. Nou meeste mense beleef ook hierdie gevoel van op 'n trampolien spring of so 'n bietjie verligting van 'n klomp goed wat hulle saamdra wanneer hulle op Sondag kerk toe gaan. Vir so 'n uur of wat dan spring ek en jy op die trampolien en ons hoor van al die wonderlike beloftes van die Here. En ag, dis sommer net so lekker om so in die vryheid van God se genade te kan spring. En dan gaan ons huis toe. En dan suig die aarde ons weer vas. En dan voel dit vir ons, al hierdie gespringery was nou maar net pure verniet gewees. Want hier is ons weer terug in die harde werklikheid. Vir 'n oomblik kon ons ook die buddy bietjie neersit en asem skep. En dan, net as ons uit die kerk kom, dan sê die korporaal, rustyd verby, op met daardie maatjie van jou en daar gat julle. Jesus se hartsbegeerte vir jou en my is dat ek en jy die heeltyd op sy liefdestrampolien van genade en liefde sal spring. Dat ek en jy die boodskap moet kry, ons hoef nie ons dood te dra aan ons buddy, aan al hierdie ou dinge wat ons saam dra in die lewe nie, want hy het vir ons 'n ander uitnodiging en 'n ander oplossing. Luister gou wat is sy uitnodiging en sy oplossing, soos wat dit staan in Matteus 11 vers 28 tot 30. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. 'n Fotograaf neem eendag foto's by die skool en so praat hy ook met die klein kindertjies en hy vra vir die een dogtertjie, Skarrebol, en as jy eendag groot is, wat wil jy wees? En sy het so stil gebly en toe sê sy vir hom, oom, eendag as ek groot is, dan wil ek moeg wees. Ja, want dan kan sy soos mamma en pappa wees. As sy iets wil doen, dan moet sy altyd hoor, hulle is moeg, hulle kan nie nou nie. Om ontslae te raak van daardie kroniese moegheid, moet ek en jy mooi vir Jesus hoor. Hy sê aan die een kant, ons moet eers aflaai en dan moet ons opneem. Jy sien, ons doen nie afleiding, maar net so vir 'n rukkie. So vir 'n rukkie vergeet ons van al die ou stresse en die sorges van die lewe. Verloor ons onsself in daardie maklike vergeet dinge wat ons doen. En dan laai ons maar weer al ons probleme op en dan vat ons maar weer voor en dan gaan ons weer aan. Nee, Jesus sê, laai af. En dan vergeet van al die bekommernisse waaraan ek en jy niks kan doen nie. Vertrou hom om vir jou te wys wat moet jy doen aan die waaraan jy iets kan doen, soos wat hy wil hê jy dit moet doen, en dan gaan jy agterkom. Dan begin jy lig lewe. Dan suig die grond jou nie meer vas nie. Die Here seën vir jou.